onthou dat ons verlede week begin kyk het na Johannes 10 onder die tema hoe om te beweeg van oorleef na floreer. En is sommer net iets wat al 'n geruime tyd swaar op my hart lê. Ek hou nie van hierdie Google, YouTube goeters. Jy weet, jy tik in how to en bla bla bla, dan kry jy 'n antwoord en jy weet, mense dink dis die begin en die einde. Maar daar's dinge waarmee die mens stoei en veral kinders van die Here, want ons kyk na die wêreldlinge en ons raak benoud en dit lyk asof hulle voorspoedig is, dit lyk asof alles in plek val en dit lyk net asof hulle hierdie amazing lewens het wat net, jy weet, dis net een goeie ding op 'n volgende ding en ons dink by onsself, jy weet, as ons kan hê wat hulle het, jy weet, dan sal dit met ons ook goed gaan. En toe het ons maar net begin kyk na wat is die mens se grootste behoeftes. En julle sal ook onthou verlede week, die gedagte was dat ons verlede week en vandag sou kyk na hierdie 4 noodsaaklikhede wat ons nodig het vir ons daaglikse bestaan. Dit het nou ontaard, ons het nie maar alles klaar gekry nie, so ons moet nou verder gaan vandag en vir alle waarskynlikheid is die Here spaar volgende week ook. Maar voor ons kom by die gedagte van noodsaaklikheid wat ek nodig het vir elke dag om te floreer as 'n kind van die Here, het ons net gou gekyk na wat is my daaglikse noodsaaklikhede. Want dit gee nogal vir ons 'n goeie antwoord. En kan julle die antwoorde onthou? Die noodsaaklikhede, jy het dit nodig elke liewe dag. Kos, klere, huis om in te bly, al daai goodies, né? Maar toe, na die tyd kyk ons terug en ons sê vir mekaar, maar daar's baie mense wat al hierdie goed het. Hulle het kos, klere, huis om in te bly, en what not. Ek dink, daar was 'n hele lys goed, ek kan nie alles onthou nie. Ek het dit ook nou nie saamgebring nie, anders kon ek sê. Maar daar's mense wat al daai noodsaaklikhede het, maar hulle floreer nie. Hulle oorleef nie, en dis baie van ons wat hier sit. Ons het kos, klere, huis om in te bly, al die noodsaaklikhede, maar ons oorleef nie. Ons leef nie. Ons floreer nie. En daarom is dit nodig dat ons kyk na die mense. Ek het 4 antwoorde gekry, 4 basiese noodsaaklikhede wat elke mens nodig het om te floreer terwyl ons hier op aarde is. En ek glo en ek hoop die van julle wat verlede week hier was sal onthou dat die heel eerste behoefte wat alle mense het, luister mooi, alle mense het daai behoefte. En dis die behoefte aan liefde, geborgenheid, om aanvaar te word, om te weet jy is lief vir my en ek is lief vir jou. En onthou ek het vir julle gesê, ek is een van daai ouens wat ek voel ek kan vir 'n jaar lank op 'n eiland gaan sit en niemand sien nie, geen selfoon, geen laptop, geen selfoontoring en ek sal gelukkig wees. Maar toe onthou julle, ja, ek sien die wenkbroue. Julle sal onthou, ek het ook gesê, ek is die eerste een wat na 3 dae weg van die huis af begin jump en verlang na my vrou. Almal van ons soek liefde. En dit was vir my baie mooi uit ons teks uit, hoe dit ons daai verhouding tussen die herder en die skape gesien het, daai geliefdheid, daai aanvaarding en die herder wat oor sy skape waak hou. Of waak, wat oor sy skape waak, né? Grammatiekaal reg. Maar vriende, voor ons verder gaan en kyk na vandag se een groot behoefte wat ek glo alle mense het en ons het dit nodig om te floreer. Ek gaan nou die antwoord gee nie. Daar's nog 2 ander, so daar's 4 altesaam. Vandag gaan ons net na nog een kyk. Volgende week as die Here ons spaar, die ander 2. Hoop hulle. Ek gaan nie beloftes maak nie. Maar kom ons bid net saam, dan vra ons die Here se seën op die skriflesing en dan ook op die boodskap. Hemelse Vader, ons is gereed as gemeente, en nadat ons harte met U laat verkleef raak het in die lof en aanbidding, die liedere wat ons gesing het, om nou te luister na wat U vir ons wil sê. Ons weet U woord is waar. Ons weet U woord is kragtig. Dis effektief. Dit kan nooit verander nie. Dit doen presies wat dit sê dit sal doen. En Here Jesus, uit hierdie teks uit Johannes 10 is daar soveel waarhede. Ons kan nie by almal uitkom vanoggend nie, ek weet dit. Maar ek bid net vir 'n klein bietjie genade dat ons by die kern van vandag se boodskap kan uitkom en dat elkeen wat in hierdie erediens is en elkeen ook wat op 'n ander tyd en elders na hierdie boodskap sal luister,
bemoedig en versterk sal word en sal kan leer en die vaardigheid ontwikkel om nie net te oorleef in hierdie wêreld nie, maar om floreerende kinders van God te wees. Help ons nou en lei ons deur die Heilige Gees. Amen. Johannes hoofstuk 10 vers 1. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemde nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ag, mag ek die laaste versie net so insqueeze? Is dit reg? Ek weet ons nog baie, maar ons gaan nie nou alles lees nie. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Amen. Net so tot sover die woord van die Here. Nou, vriende, vanoggend moet ons nog gesels oor die mense tweede groot behoefte. En wanneer ek dit sê, gaan jy sê, ja dominee, jy is heeltemal reg, ek het daai behoefte. Ja, dis wat ons nodig het. En ons kry dit nie noodwendig altyd nie. Die tweede groot behoefte wat alle mense het, is die behoefte aan verandering. Lag saam met my, die behoefte aan verandering. En ek sien wenkbroue, maar ek sien nie 'n haarlyn beweeg nie, want my broer sal weet wat ek probeer sê. Alle mense het 'n geweldige behoefte aan verandering. Eintlik, vriende, praat ek nie van verandering nie, ek praat van groei. Maar groei is ook verandering. Maar alle mense het 'n inherente behoefte aan verandering, om nie te stagneer nie, om nie in 'n groef te beland nie. En ek weet, wat ek sê teoreties is waar, prakties gesproke is dit nie waar nie, want mense weerstaan verandering. Die oomblik as jy op 'n plek verskyn en jy sê dinge gaan verander, dan is dit asof hulle in ongediertes verander. Maar ek weet, meeste mense dalk selfs het 'n subtiele weerstand teen verandering. En wanneer 'n mens daai woord noem, dan is dit asof die hare op hulle rug begin rys. En net om dit te illustreer, ek het nogal 'n oulike verhaaltjie raak gelees van die destydse Martin van Buren, wat die gouverneur was van New York. Dit was in die tyd voor treine, en hy het die volgende briefie gerig aan die destydse president. Ek lees gou vir julle die caption. When the railroads were first introduced to the USA, some folks feared that they'd be the downfall of the nation. Here's an excerpt from a letter to then President Jackson, dated January 31st, 1829. Nou luister, hierdie is komies. As you may know, Mr. President, railroad carriages are pulled at enormous speed of 15 miles per hour. Nou net vir die jong mense, dit is omtrent 40 km/h, 48 km/h, by engines which, in addition to endangering life and limb to passengers, roar and snort their way through the countryside,
setting fire to crops, scaring the livestock and frightening women and children. The Almighty certainly never intended that people should travel at such breakneck speed. Weerstand teen verandering. Nou vandag kyk ons terug en ons weet van treine wat meer as 300 km/h beweeg en wat nie die vel daar in die brand steek nie, miskien 'n paar mense bang maak, omdat hy so vinnig beweeg, maar nietemin. Miskien is die grootste probleem die feit dat verandering op baie plekke die hoogste prioriteit geword het. En miskien in die besigheidswêreld selfs. En in baie kerke, die verandering raak die fokus en nie die liefde nie. Onthou julle die heel eerste behoefte van die mens. Wat was dit? Liefde en aanvaarding. Ons is deel van mekaar, ons is kollektieve eenheid. Maar wanneer verandering vooropgestel word en die liefde later, miskien is dit wanneer die verandering nie so goedsoemoeds aanvaar word en afgaan by die mense nie. En dis baie duidelik opmerkbaar vanuit ons teks uit. Ek weet nie of julle dit opgemerk het. In Johannes 10 vers 1 staan daar: Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. En dan in vers 5 lees ons die volgende: Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie. Waar daar nie 'n verhouding is nie, sal hulle hom nie volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Kan jy in hierdie teks die weerstand tot verandering raak sien? Natuurlik in hierdie geval tereg, want dis weerstand teen valse leraars. En ons moet weerstand bied teen die valse leraars. Maar die mens het 'n spontane en 'n ingeboude behoefte aan geliefd wees, aan aanvaar wees en om te groei, om te vorder. Maar daardie weerstand tot dit wat vreemd is, kom baie vinnig na vore. En dis hoekom ek sê, dit is nie eintlik die weerstand teen verandering nie, dit is meer 'n weerstand teen dit wat in jou hart jy voel nie van die Here af is nie. Maar ons almal wil graag groei. Elke mens het 'n diepe behoefte aan groei, om beter en sterker te raak. Niemand wil stagneer nie. En nou kan ek as 'n sprekende voorbeeld hier voor julle staan vanoggend. Ek en Ronel het nou die mylpaal behaal verlede jaar. Julle kan skat, min of meer ons ouderdom is omtrent 40. En hierso op 40, dan is daar sekere dinge in jou liggaam wat met jou begin praat. En die dinge wat hier binne jou liggaam is, wat met jou praat, hulle praat nie saggies nie, hulle praat nie vriendelik nie. In die oggend as jy opstaan, dan kan jy voel, ja. En dan in jou gedagtes, dan dink jy, weet jy wat, ek moet net aan die oefen kom. Jy dink by jouself, ek moet net fiks word, ek moet net meer strekoefeninge doen. Kan jy die behoeftes sien aan groei? Dis al wat ek wil illustreer. Kan jy die behoeftes sien aan groei? Ek sê ons het 'n weerstand teen verandering, maar ek praat nie van daai verandering nie, ek praat van die verandering tot beterskap. Ons wil groei, ons wil fiks wees, ons wil gesond wees. En alle mense op die hele aarde, julle wat hier sit ingesluit, het 'n diepe behoefte aan groei. Fisies, verstandelik, geestelik. Ons wil naby en nader aan ons hemelse Vader kom. In die fisiese lewe is dit die persoon wat van jongs af mooi na hulle self gekyk het, wat fiks gebly het, wat gesond gelewe het, gesond geëet het, gesonde praktyke beoefen het, gebalanseerd is met betrekking tot hulle liggaam, siel en gees, wat uiteindelik, wanneer hulle ouer word, lewenslustig is op 'n baie hoë ouderdom. My oupa, ek dink hy het 96 geword, of iets soos dit. Ek onthou op 93 het hy nog kar gery. Dit was nie 'n goeie ding, die kar gery. Ons sê dit, dis al. Hy was 'n gevaar. Maar lewenslustig op hoë ouderdom. En ek wonder by myself, hoe kan ons beweeg van net oorleef na floreer? En vriende, ek praat nie net fisies nie. Fisies is belangrik. Die mens is 'n geweldige komplekse wese. En ons moet gebalanseerd wees.
maar ons geestelike lewe is deel daarvan. Ek sien in die teks wat ons gelees het, ietsie baie mooi in vers 4, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. Onthou nou, elke mens het 'n diepe behoefte aan, help my gou, ek het vergeet, ons sê verandering, maar verandering beteken eintlik groei. Elke mens het 'n diepe behoefte aan liefde, aanvaarding en groei. Nou kyk hier, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom. Daar's groei, daar's vordering, daar's vooruit beweeg, omdat hulle sy stem ken. Ek lees graag vir julle vers 9 ook. Jesus sê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En luister na hierdie woorde, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. En toe ek nou lees van veiding, dadelik is my gedagtes terug by Psalm 23. Ek is die goeie herder. Wat doen die goeie herder? Wat my herder is, hy lei sy skape na waters waar daar vrede is. Waartoe vat hy hulle ook? Groen weivelde. En ek wil net hê julle moet verstaan, dis nie daai groen grasvlaktes daar bo in Israel nie. Dis nie heeltemal die prentjie nie. Maar wat die woord van die Here vir ons probeer skilder daar, is dat die herder vat sy skape na veiding toe, waar hulle heeldag sonder om op te kyk eet. Kos het om te eet. Hulle floreer. Om die waarheid te sê, die ooe lam, daar kom meer skape. Om die waarheid te sê, hulle eet so lekker, hulle word vet, dat hulle geslag kan word. Vir onder andere die pasga en die braaivleis, wat ons so lekker geniet. Maar is duidelik van net hierdie teks uit, wanneer die Here my herder is, dan floreer ek, want daar's oorvloed. En ek is nie net besig om te oorleef nie. En vriende, dis my groot bekommernis in die tyd waarin ons leef en in die kerke. Ek weet nie of dit daar in Pretoria dieselfde ding is nie. Dit lyk vir my, die gemeente, die kinders van die Here is net besig om te oorleef. En dit het tyd geraak dat ons floreer. Maar hoe beweeg ons van oorleef na floreer? En julle sal onthou, ek het verlede week begin om die antwoord te gee en ek gaan dit vandag weer bevestig. Daar's net een manier. En dit gaan behels en dit sluit in dat jy jouself en ek myself blootstel. Waar ek myself kwesbaar maak binne die konteks van die kudde. Buite die kudde oorleef jy net. Buite die kudde is jy uitgelewer aan die dief, die rower, die wolf en die ongedierte. Binne die kudde is daar 'n herder wat sy lewe afgelê het. Binne die kudde is daar geestelike leiers. Binne die kudde is daar vriende en familie wat omgee vir jou. Wat wil hoor, hoe gaan dit met jou? Wat wil sê, ek bid vir jou. Wat wil sê, ek het in hierdie week in jou gedink, wat jou 'n boodskap stuur, jou bel, jou SMS stuur of 'n WhatsApp. E-mail is nou nie meer 'n ding nie, eintlik. Maar wat sê, ek gee om vir jou. Maar jy moet jouself blootstel. En ek dink dis vir ons groot probleem is, want in die kerk, in die moderne tyd, postmodern, het ons gewoond geraak dat elkeen doen kerk op sy eie. En dis hoekom daar 'n video gemaak word en sies as jy kerk kyk, op die video, omdat jy nie wil kerk toe gaan nie. Maar ons verstaan as jy in die aftreeoord is, dis okay. Maar die wêreld het ons geleer, jy het nie nodig om deel te wees van die kudde nie. Jy kan nog steeds 'n Christen wees, jy kan nog steeds 'n kind van God wees. En dis hoekom die kerk net oorleef. Want ons besef nie die waarde, die diepe, geweldige noodsaaklikheid van kudde wees. En dis waar daai klein woordjie ekklesia inkom. Ekklesia, die gemeente. Ons is geroep, is eintlik twee woorde, ek en dan klasia of so iets, ek kan nie onthou nie. Dis iewers in my notas, maak nou nie saak nie. Maar dit is die een gedeelte van die woord sê om geroep te wees vanuit. En die ander gedeelte van die woord sê is om deel te word van. Met ander woorde, ons is geroep vanuit die duisternis, ons is geroep vanuit die wêreld,
tot binne die wonderbare lig van ons Here Jesus Christus. En as jy nie jouself gaan blootstel nie, as jy nie jouself gaan kwesbaar maak om deel te raak van die gemeente nie, kan jy nie beweeg van oorleef na floreer. Dis onmoontlik. Ek persoonlik sê dit vandag nie, ek mag dalk verkeerd bewys word, wetenskaplik, maar ek wil vandag sê, dis onmoontlik. Jy moet deel wees. Ek het soveel tekste hier in my notas neergeskryf, wat ek graag vir julle wil lees, maar ek dink nie ek gaan alles lees nie. Miskien moet ek net een belangrike een vir julle voorlees, as julle saam met my wil blaai, Romeine 12, vanaf vers 1, ek dink ek gaan so 8 verse vir julle lees, net dat julle kan sien hoekom dit so belangrik is, dat ons deel is van 'n kudde, waar die Here Jesus Christus die groot opperherder is. Ek dink sommige van u ken die eerste vers of 2, as 'n geheeteks alreeds, maar laat ons maar verder lees. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Nou hier kom die belangrike gedeelte. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van geloof, of bediening in die werk van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blydskap. Kan u die kollektiwiteit raak sien? Die samehorigheid van die gemeente? Daar is nie plek vir floreer buite die gemeente nie. En my gebed is dat in hierdie jaar wat voor ons lê, die Here vir ons genadig sal wees en dat ons hierdie noodsaaklikheid, behoefte, hoog prioriteit in ons gemeente sal gee. En miskien is dit tyd dat ons vir 'n oomblik terugstaan. 'n Ander ding wat ek opmerk in die kerk is dat daar so beheptheid met die ander. So beheptheid met daai een. Kyk nou die hemp wat hulle vandag aangetrek. Regtig waar. Daai ou het nie sy hare gekam toe hy kerk toe kom. En kyk nou die ou wat hier sit. Jy weet, ek weet so almal wil net verander. En tog het die Here Jesus Christus vir elkeen van ons aan daai kruis gesterf en die prys betaal. Thomas A. Kempis het gesê, be not angry that you cannot make others as you wish them to be, since you cannot make yourself as you wish to be. Miskien moet dit ons slagspreuk wees. Here, hierdie jaar, hierdie 2025, gaan ek bietjie op myself fokus. Here, hierdie jaar gaan ek al my energie wy aan my verhouding met U. Ek wil floreer, Here. Ek wil U kind wees wat skyn in 'n donker wêreld. En Here, om die hele tyd behept te wees met die ou met die lelike broek en die ou wat nie haarstyl het nie, en die ou wat nie geskeer het nie, en daai vroumens met die ander klere aan. Ag, Here, asseblief, help my net om my oë op U gefestig te hou, want ek wil floreer. Paulus skryf aan die gemeente in Korinte, eerste brief, hoofstuk 12, vers 12 tot 14, want hy sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, hulle sal baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Griekse slawe, vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie.
Die persoon wat buite die konteks van die gemeente probeer oorleef, gaan kwyn, verarm, en weet julle wat die ergste? Hulle gaan nie besef wat besig is om met hulle te gebeur nie. Hulle gaan nie weet hoekom. En stelselmatig is hulle besig om 'n stille dood te sterf, omdat hulle nie intiem deel is van die gemeentefamilie. En daarom kan hulle nie floreer nie. Iemand, en ek weet nie wie dit was nie, het gesê, some people will change when they see the light. Wat 'n light praat hy van? Die lig van die vuur. Some people will change when they see the light. Others change only when they feel the heat. Vriende, laat ons nie so wees nie. Laat die lig van Jesus toe om jou te lei na die hoogtes van floreer in hierdie jaar wat voor ons lê. Nou, daar's nog 2 behoeftes, soos ek gesê het, maar ons gaan nie vandag oor hulle praat nie. Eers volgende week. En die gemeente sê, amen. Dankie dominee, dit is warm, ons sweet. En ons wil graag by die nagmaal uitkom. Kom ons sluit ons oor en bid ons net eers saam. Dierbare Hemelse Vader, dit is regtig ons diepe begeerte om nie net te oorleef nie. Ons wil floreer. Ons wil voel dat ons iets beteken. Ons wil weet dat ons deel is van iets uitsonderlik kosbaar. En dit is natuurlik, ons weet dit, die liggaam van Christus hier op aarde. En daarom pleit ek by U Here, hier laag by U voete, dat U ons sal help, die wysheid sal gee, en die insig, om besluite te maak in hierdie komende jaar, wat ons gaan help om nader te skuif na U brandende hart. 'n Hart wat brand met liefde en genade, sodat ons nie uitmis op enige iets van daardie goeie gawes wat uit die hemel uit neerdal nie. Vergewe ons waar ons die doel gemis het, herstel ons terug in ons verhouding met U Here, en seën ons in 2025. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.